Familiekerk Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom.
familiekerk, dit is 2025, ons hoop julle is reg vir die nuwe jaar. Weet nie van jou nie, maar ja, kyk, ek dink meeste van ons het 'n voorneme of twee, ons dink ons graag iets wat ons graag in die jaar wil doen. Vir my is dit so, ek hou daarvan om te weet wat ek graag vir jaar sal wil doen. En een van die goed wat ek vir myself gesê het vir jaar sal ek graag wil doen, is baie goed wat ons wil doen, maar een van die gewone ou goedjies is maar vir jaar wil ek eet soos 'n groot mens. Dis wat ek vir myself gesê het in 2024. Ek wil net vir julle sê, ek het dit gemaak. So, dit is iets wat ek reg gekry het vir 3 dae lank. Toe nooi pelle van ons, en daar was roomys geweest, toe besef ek die lewe is verseker baie lekkerder saam met roomys. So, maar die feit is, tog binne ons almal het ons 'n begeerte om te verander. Is dit nie so nie? Ons wil graag groei, ons wil graag beter raak, ons wil graag dieper gaan in ons verhoudinge met mense rondom ons, ons wil graag dieper gaan in ons verhouding met die Here. Maar die realiteit is, in die einde van die jaar weeg ek maar nog steeds wat ek geweeg het, of ek spandeer maar nog steeds meer as wat ek voor begroot het. Ons sukkel met slegte ou gewoontes, en of ek lees nie so baie as wat ek sou gelees het nie. Of ek raak ongeduldig, en dit is interessant, jy raak hoofsaaklik ongeduldig met jou eie hartsmense, jy weet, dan sê jy vir jouself, vir jaar wil ek regtig kyk om nie so ongeduldig te wees nie. Maar die goeie nuus is, dat jy is nie alleen in hierdie proses nie, in hierdie stryd, wil ek amper sê nie. Paulus sê in Romeine, hy sê dit in Romeine 7, hy sê dit baie swaar, hy sê, die goeie dinge, wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die lelike dinge, wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit kan ek wil sê, ek kan in oor en oor kan mense lees, en jy kan so assosieer daarmee, want dit is presies wat jy beleef, wanneer jy sulke voornemens maak en wanneer jy dit wil doen. En dan sê hy iets verskriklik snaaks vir my, en die Bybel is eintlik so snaaks, hy sê, iets groot is fout met my. Hy sê, wie kan my uit hierdie gemors verlos waar my liggaam so vasgevang is? Jy weet, en ek dink ons leef verseker in 'n tyd waar al mense daar buite is wat die antwoord het op hierdie vraag. Wie kan my verlos uit hierdie probleem? Jy weet, jy het die sielkundiges, jy het die psigiaters, jong, jy het enige iets daar buite van selfhelp, as dit kom by selfhelpboeke, jy weet, wat vir ons kan raad gee oor hoe om uit hierdie gemors waarin ek is, wat ek wil beter doen, maar ek struggle daarmee, is 2 tree vorentoe, 1 tree terug, of party 1 tree en dan 2 tree, hoe dit ek al sê, dit is die realiteit van die wêreld waarin ons lewe. Maar dan kom Paulus, en hy sê dit weer, en hy sê dit so goed, hy sê, God dank, daar is iemand wat my kan help, wat my kan bevry, en sy naam is Jesus Christus. So, is interessant, in die gedeelte in Romeine 7, as jy nou daar volg in die woord, in die Bybel sal met my lees, en jy sien, dan kom hy en hy som het op, hy sê, in my binneste wil ek graag gehoorsaam wees aan God, ek wil gehoorsaam wees in die stem in my binneste, maar wat die res van my liggaam betref, nee, dis heeltemal iets anders. Daarom, en hierdie is vir my so goed hoe hy dit sê, daarom het ek vir Jesus Christus beroerd. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek kan gewoonlik so 1 ete skiep. Ek kan 2 ete self skiep, maar dan weet ek, vanaand gaan ek lekker eet. Maar, jy weet, om 'n dag 2 dae sonder kos te gaan, dit is nie een van ons dit nie, almal van ons eet ons 3 etes of jou 2 etes 'n dag. En dit is my die voorbeeld wat hy hier so gebruik. Ons het Jesus genuine so nodig, soos die kos wat ons eet. Want ons weet, is daai wat hy vul hier in my binneste, is die enigste iets wat daai binneste vul, wat ek nie kry vir die ander goeders wat ek so struggle mee nie. So dit is sy punt. Nou, ek wil graag vir ons sê, ons het miskien die regte intensies om te verander, maar ek dink nie ons het altyd die regte strategie nie. En ek gaan vir sê hoekom ek dit so sê. Want jy sien, ware verandering is nie 'n gedragsaanpassing. Ware verandering is 'n geestelike aanpassing. So dis nie iets wat ek van buite af probeer regkry nie. Dit moet van binne af kom. En Paulus sê dit so, hy sê daar's basies 3 goed.
Daar's 3 maniere hoe ons as 'n gelowige, ek praat nou net van jy weet, as jy reeds die proses is, Jesus is deel van jou lewe, maar dit is so belangrik om dit reg te verstaan, want ek dink ons as Christene is die ouens wat daarmee sukkel. Paulus skryf oor, hy sê daarmee sukkel, en hy gaan 'n bietjie verder, gaan 'n bietjie dieper om dit te verduidelik. Hy sê daar's 3 maniere. Dis of God dan ek, of ek dan God, maar die derde een is die geheim. Alright, en ek gaan nou vir julle sê wat dit is, want dis waar ons wil uitkom. Maar kom ons kyk eers gou na die eerste 2. So jy kry die Christene wat sê God dan ek. In ander woorde, hulle sê, jy weet, God het alles klaar gedoen, en daarom kan ek maar net daarop staan. Maar hulle sal byvoorbeeld veral iets soos Romeine 8 graag aanhaal, hulle sê, daar is dus nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, want hy het my vry gemaak, en ek kan eintlik maar doen wat ek wil. Ek noem hulle sommer die Nike Christene. Just do it. If it feels good, just do it. En ek dink ons lewe nogal baie in so 'n kultuur, jy weet. Want dit, as dit alright is, as dit vir jou alright klink, dan doen jy dit. Maar baie duidelik, sê Paulus hierso, dit werk nie so nie. Ons vergeet so maklik wat die res van daai versie in Romeine 8 sê. Hy sê, daar is geen meer veroordeling vir die wat in Jesus is nie. Vir hulle, wat nie volgens die vlees wandel nie, maar volgens die gees. So met ander woorde, God het definitief alles vir ons kom doen, maar ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid. Dan aan die ander kant kry jy die wat sê, ek dan God. Nou ek dink, dis meer, daai eerste groep is half meer jou charismatiese ouens, nee. Die tweede groep is meer gereformeerd, dis hoe ek dink die meeste van ons maar groot geword het, is gereformeerd, en ons sê, if it's gonna be, it's up to me. Met ander woorde, ek dan God. So ek glo dat ek moet alles reg doen, ek is die een wat alles in plek moet kry, en ek is gewoonlik ook dan die ene wat sal sê, jy weet, hierdie jaar, ek moet vir jou sê, hierdie jaar gaan ek beheer oor my meer kry. Jy verstaan jy my nou mooi? Of ek sal sê, kyk vir jaar gaan ek nou 'n bietjie minder vloek. Tot my taxi voor jy onder, en jy voel maar teken of 2 op wys nie, is dit nie so nie, dit is wat ons doen, dit is wat ons wil graag in beheer wees. So Paulus kom en dan sê hy, nee, daar was 'n derde een, dit is die geheim, en dit is basies, God deur my. En oor nie God dan ek nie, of ek dan God nie, maar God deur my. Nou daardie woordjie deur in Grieks is soon, is hoe jy dit uitspreek. Dit beteken dus jy sien werklik waar wat die verskil is tussen ek wat op my eie doen, of ek wat my net heeltemal oorgee en dink God gaan alles vir my doen. Nee, dis 'n kombinasie van die twee. En in Johannes 14 beskryf hy dit op sy beste. Hy sê toe Jesus opvaar, toe sê hy vir sy disippels, ek gaan weggaan, maar ek gaan vir julle 'n spesiale helper stuur. Iemand wat vir jou in hierdie situasie, deur jou sal kan help om hierdie goeders te doen. En ons weet, dit is die Heilige Gees nie. So hy sal heeltemal deel word van julle in Johannes 14 vers 7. Hy sal nie net in julle wees nie, maar ook deur julle werk. En dit is regtig my gebed vir ons vir verjaar. Dat ons sal weet en verstaan, dat dit gaan nie oor, jy weet, God het alles gedoen en nou kan ons maar net op ons lauwere sit nie. Of het gaan nie maar net oor ek wat nou totaal in beheer wil wees, en jy weet, van God moes nou klaar gedoen, so is nou my verantwoordelikheid nie. Nee, dis 'n kombinasie van die twee. Dis 'n verhouding, dis die feit dat die Heilige Gees toelaat om in my te kom wees en deur my te werk. So kom ons gaan hierdie jaar in met daai gesindheid. In elke situasie waar ek is, gaan raak net 'n bietjie rustig, gaan raak net stil en sê Heilige Gees, kom en werk deur my. Help my in hierdie situasie. En ek bedoel, almal van ons gaan die situasies wat jy op hy oomblik net die besluit maak en wat jy na die tyd moet jy gaan weer terug gaan en sê, weet jy wat, as ek dit anderster sou kon gedoen het, sou ek gesê, Here Jesus, Heilige Gees, kom en werk deur my. So kom ons bid saam en dan gaan ons met daai gesindheid. Vader, baie dankie dat ons weet, u woord is waar. Baie dankie Here dat ons 'n voorbeeld het in Paulus wat dieselfde struggles as ons deurgaan. Hy sê die goeie dinge wat ek wil doen, doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit struggle ek nie.
En dan kom hy in daai stuk en hy gee die antwoord vir ons, ek het Jesus brood nodig. So in hierdie oomblik, op hierdie oomblik, daar waar jy besig is met jouself en waar jy rustig is, kom ons vra net en kom ons herinner onsself, Heilige Gees, kom wees U in my soos wat ek brood nodig het elke dag, soos wat ek kos nodig het, soos wat ek water nodig het in elke situasie. So dalk het ons net nou kan stil raak en Heilige Gees dat U binne in ons en deur ons in 2025 kan werk. Ons bid dit in Jesus. Amen. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures of faith are never enough. And you came along and put me back together. And every desire